Die skade na die oorstromings in die nasionale Kruger Wildtuin beloop R700 miljoen tot dusver en nog 2 leerlinge sterf na Maandag se minibus taxi ongeluk in Vanderbijlpark. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Die nasionale Kruger Wildtuin het tot dusver verliese van oor die R700 miljoen na die verwoestende vloede gelei. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê dat talle brûe en paaie vernietig is, terwyl 18 kampe gesluit bly. Hoewel honderde mense ontruim is geen beserings aangemeld nie. Sanparke sê intussen hy is bekommerd oor die toerustegetalle wat skerp daal. Oukamp sê dat die Kruger Herstelfonds deur Sanparke gestig is om die publiek in staat te stel om tot die heropboupogings by te dra. Ek het instruksie gegee dat elke liewe sent moet gaan vir die heropbou van die Kruger Wildtuin. Geen gelde sal gaan vir enige ander operasionele kostes of bedryfsuitgawes nie. Dit gaan vir die herstel van die Kruger Wildtuin. Die huidige skattings, en dis baie moeilik om 'n volledige skatting te maak, maar die huidige skattings is dat dit meer as R700 miljoen gaan kos om die Kruger Wildtuin te herstel, en sodra die water op die meeste plekke gesak het, sal hulle in 'n baie beter posisie wees om 'n beraming van daardie skade te kan doen. Nog 2 leerlinge het vanoggend weens hulle beserings beswyk nadat hulle Maandag in 'n minibus taxi ongeluk op die R553 in Vanderbijlpark betrokke was, wat die dodetal van die ongeluk op 14 te staan bring. Die 22-jarige bestuurder van die minibus is nie in die ongeluk beseer nie en staan tereg op 14 aanklagte van strafbare manslag en roekelose en nalatige bestuur. 3 ander leerlinge word nog in die hospitaal behandel. Die ongeluk het plaasgevind nadat die minibus taxi teen 'n aankomende vragmotor gebots het. Beeldmateriaal toon dat die minibus taxi verskeie voertuie verbygesteek het, waarna dit reg van voor met die aankomende vragmotor gebots het. Die minister van Vervoer, Barbara Creecy, sê sy gaan met die Departement van Onderwys en ander relevante belanghebbendes vergader om bykomende afdwingbare regulasies vir skoolvervoerbestuurders te bespreek om die veiligheid van leerlinge te verseker. Meer as 60 voertuie wat leerlinge vervoer is vanoggend geskit tydens 'n blitsoperasie in Lenasia, suid van Johannesburg. Die operasie volg na 'n botsing Maandag in Vanderbijlpark wat die lewens van 14 leerlinge geëis het. Creecy sê die meeste van die voertuie was nie padwaardig nie. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap het bevestig dat hy maatskaplike toelaas vir Februarie oor 3 dae in die eerste week van die maand sal uitbetaal. SASSA sê die stelsel help om die druk by betaalpunte en banke te verlig. Die toelaag vir ouer persone sal op 3 Februarie betaal word, terwyl die gestremdheidstoelaag op 4 Februarie uitbetaal sal word. Die kindertoelaag en alle ander toelaag kan op 5 Februarie verwag word. SASSA het begunstigdes herinner om nie haastig te wees en hulle geld op die eerste dag te onttrek nie, aangesien die fondse in hulle rekenings beskikbaar sal bly. Die agentskap sê persone wat hulle betalingsmetodes of bankbesonderhede wil verander, kan 'n plaaslike SASSA kantoor besoek. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre middag weer so.